Hallo graad 8s en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. In hierdie video gaan ons vergelyk wat ons weet oor die twee chemiese reaksies fotosintese en respirasie. Nou dat ons al die inhoud oor hierdie twee chemiese prosesse wat in lewende organismes voorkom behandel het, kan ons dit vergelyk om hulle verskille uit te lig. So eerstens moet ons kyk na die tipe sel wat betrokke is. Onthou dat fotosintese slegs in plantselle plaasvind. Plantselle is die enigste selle wat chloroplaste bevat met die nodige chlorofil om ligenergie te kan vasvang. Respirasie daarenteen kom in beide plant- en dierselle voor. In werklikheid kom respirasie in alle lewende selle voor, want dit is noodsaaklik vir die energieproduksie wat alle selle nodig het om hulle metaboliese funksies te kan verrig. Dan die selstruktuur of organel wat betrokke is by fotosintese word 'n chloroplas genoem en hierdie struktuur is herkenbaar deur die membrane aan die binnekant wat soos opeengestapelde muntstukke bo op mekaar gerangskik is. By respirasie word die organel 'n mitokondrion genoem. Dis die enkelvoudvorm van die woord. As jy meer as een mitokondrion het, is die meervoud mitokondria. 'n mitokondrion is 'n organel wat baie gevoude binnemembrane het, wat soos 'n zigzag patroon of 'n weerligstraaltjie lyk en dit skep die beeld van energie, die verskaffing van energie, want mitokondria is die kragsentrale van 'n sel. Dan word lig benodig vir hierdie proses. In die geval van fotosintese is die antwoord daarso ja. Dit vind slegs gedurende die dag of onder omstandighede waar lig wel beskikbaar is plaas. En dan respirasie benodig nie lig nie, so dit vind gedurende die dag en die nag plaas. Dan word chlorofil benodig. Vir fotosintese is die antwoord weer eens ja. Onthou die frase chlorofil, vul die chloroplas, want chlorofil is die fotosinterende pigment wat ligenergie vasvang en dan gebruik word om fotosintese te aktiveer. Respirasie benodig nie chlorofil nie, want dit vang nie ligenergie vas of maak nie gebruik van chloroplaste nie. Die reaktante van fotosintese, dis dan nou die stowwe wat aan die begin van die chemiese reaksie teenwoordig is koolstofdioksied en water. En in die geval van respirasie moet jy onthou dat dit 'n verbrandingsreaksie is, so daar word dus 'n brandstof en suurstof nodig. En die brandstof in hierdie geval is glikose. Wat die produkte betref, dit is nou die goed wat aan die einde van 'n chemiese reaksie teenwoordig is vir fotosintese glikose en suurstof wat geproduseer word. As jy sou gesê het stysel en suurstof, sou dit verkeerd gewees het, want alhoewel glikose uiteindelik as stysel gestoor word, is die onmiddellike produk van fotosintese eintlik glikose. Respirasie is mos nou die teenoorgestelde chemiese proses van fotosintese, so dus word die reaktante van fotosintese weer die produkte van respirasie. En die produkte van respirasie is dan koolstofdioksied en water, as ook die belangrike energie wat deur lewende selle gebruik word. Die gas wat tydens fotosintese geabsorbeer word is koolstofdioksied en dit is natuurlik hoekom bome en plante vir ons so belangrik is op aarde. Hulle verwyder hierdie kweekhuisgas koolstofdioksied vanuit ons atmosfeer, want as dit sou ophoop sou die aarde heeltemal te warm gewees het vir lewe. Respirasie daarenteen absorbeer suurstof omdat dit 'n verbrandingsreaksie is en suurstof word benodig om daai brandstof, daai glikose te verbrand om energie aan die selle te verskaf. Dan wat die gasse betref wat weer vrygestel word deur hierdie prosesse, suurstof word vrygestel tydens fotosintese. Dis die tweede rede waarom fotosintese natuurlik so belangrik is, want dit verskaf vir ons suurstof wat weer vir respirasie benodig word, wat weer deur alle lewende organismes verrig word om energie te kry om hulle metaboliese prosesse te kan verrig. Die gas wat tydens respirasie vrygestel word is koolstofdioksied. So as ons weer kyk na die reaktante, produkte en gasse wat geabsorbeer of vrygestel word deur hierdie twee chemiese prosesse, kan ons net weer eens bevestig dat hulle teenoorgestelde prosesse is. Die reaktante van die een word die produkte van die ander reaksie. Die energieomskakeling wat tydens fotosintese plaasvind, is dat stralingsenergie of ligenergie omgeskakel word in chemiese potensiële energie, wat binne in glikose gestoor word en uiteindelik in stysel of proteïene of cellulose of vet en olies omgeskakel kan word.
Hierdie chemiese potensiële energie vorm dan deel van die plant se liggaam en ons sal in later video's oor ekosisteme kan sien hoe hierdie energie in voedselketTINGS weer gebruik word. Respirasie omskep weer chemiese potensiële energie in 'n bruikbare energie vir selle. Wanneer ons plantprodukte eet of diere eet wat plante geëet het, kry ons die potensiële energie wat in die plant of dierliggaam gestoor is. Dit skakel weer aan by die onderwerp van ekosisteme waar ons later in 'n bietjie meer detail na voedselketTINGS en voedselwebbe sal kyk. So kom ons vergelyk na die woordvergelykings. By fotosintese word koolstofdioksied en water omgeskakel in glikose en suurstof en dit maak gebruik van stralingsenergie en klorofil. Onthou dat ons nie die stralingsenergie of klorofil aan die linkerkant van die pyltjie by die vergelyking skryf nie, want hierdie twee neem nie direk aan die reaksie deel nie, maar help slegs om fotosintese te aktiveer. Die klorofil vang die stralingsenergie vas, sodat daar dan genoeg ligenergie is om die koolstofdioksied en water in glikose en suurstof te kan omskakel. Respirasie is 'n verbrandingsreaksie, so ons het suurstof en 'n brandstof, naamlik glikose nodig, en in hierdie reaksie word koolstofdioksied en water weer vrygestel, as ook die baie belangrike produk energie vir alle lewende selle. Laastens kan 'n mens die belangrikheid van hierdie twee prosesse vergelyk. Soos ons genoem het, by fotosintese is een van die redes waarom dit belangrik is, dat dit koolstofdioksied uit ons atmosfeer verwyder. Dan verskaf dit ook voedsel aan diere in voedselketTINGS. Onthou dat daai chemiese potensiële energie wat fotosintese produseer binne in die plant se liggaam gestoor word. So wanneer die skaap die plant eet, kry die skaap daardie chemiese potensiële energie in, en dan wanneer ons weer die skaap eet, kry ons weer van daardie energie soos wat dit opbeweeg deur die voedselketting. Fotosintese verskaf dan ook suurstof wat weer vir respirasie in lewende organismes noodsaaklik is, want sonder respirasie sou ons nie kon bestaan nie. Dit is 'n baie belangrike proses wat aan al ons lewende selle genoeg energie verskaf om hulle lewensprosesse te kan verrig. Check out the video description below for practice questions from our study guides. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.